Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 17de Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: plaasaanval op Botawil in die Vrystaat, egpaar is sleg aangerand. Jou volle storie is hier. Nog brokkies, 8 sterf in grieongeluk by Mashada dorp. Ashley kry nog af op haar tronkstraf. Bokke pak Barbarians Saterdag. Bulle teen Leinster in die VRK finaal. 'n Plaasaanval het op 'n plaas naby Botawil in die Vrystaat plaasgevind toe 3 gemaskerde mans 'n egpaar in hulle woning oorval het. Volgens berigte was Piet en Johin tuis toe die aanvallers toegang tot die huis verkry het. Een van die aanvallers het na bewering vir Piet met 'n hamer oor die kop geslaan, terwyl 'n ander verdagte met 'n vuurwapen gewapen was. Die egpaar se hande is vasgebind terwyl die verdagtes die woning deursoek het. Verskeie items is tydens die rooftog gesteel, insluitend 'n vuurwapen wat aan die slagoffers behoort het. Die aanvallers het daarna van die toneel af weggevlug. Die omvang van die gesteelde goedere is nog nie bekend gemaak nie. Piet het beserings opgedoen tydens hierdie aanval en mediese behandeling ontvang. Die polisie ondersoek die voorval en geen arrestasies is teen die tyd van die publikasie aangemeld nie. Gemeenskapsveiligheidsorganisasies het inwoners aangemoedig om waaksaam te wees en enige verdagte optrede onmiddellik by die polisie aan te meld. Die ondersoek duur voort. 8 mense dinsdagoggend hulle lewens verloor in 'n ernstige botsing tussen 'n minibus taxi en 'n vragmotor op 'n N4 tussen Ndogwana en Waterval onder naby Mashada dorp in Mpumalanga. Die nooddienste en verkeersowerhede was vinnig op die toneel om die situasie te hanteer. Volgens voorlopige inligting het die ongeluk op die N4 tolroete plaasgevind. Die oorsaak van die botsing is nog nie bekend gemaak nie en word tans deur die owerhede ondersoek. Verkeer in die gebied is vir 'n tydperk ontwrig terwyl reddingswerkers die toneel opgeruim het. Die Mpumalanga Departement van Gemeenskapsveiligheid, Sekuriteit en Skakeling het hulle medelee met die families van die slagoffers uitgespreek en motoriste gemaan om versigtig te wees op die pad se paaie, veral op besige hoofroetes soos die N4. Hierdie jongste tragedie beklemtoon weer eens die groot uitdagings rondom padveiligheid in Suid-Afrika, waar ernstige ongelukke gereeld op nasionale roetes voorgekom het. Die dodelike Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo het nog nie sy hoogtepunt bereik nie en kan moontlik nog 'n paar jaar voortduur. Dit is die waarskuwing van die Internasionale Federasie van die Rooi Kruis en Rooi Halfmaan Verenigings. Volgens die jongste syfers is meer as 800 gevalle van die seldsame Bundibugyo-stam van Ebola reeds aangemeld met byna 200 sterftes. Gesondheidswerkers sê die werklike getalle kan aansienlik hoër wees omdat baie gevalle nie aangemeld of getoets word nie. Die uitbreking word vererger deur gewapende konflik, swak gesondheidsdienste, wantroue teenoor gesondheidswerkers en probleme met kontakopsporing. Hulporganisasies waarsku dat duisende mense wat moontlik blootgestel is aan die virus nog nie opgespoor is nie. Die Wêreldorganisasie het reeds in Mei internasionale openbare gesondheidsnoodtoestand verklaar nadat gevalle ook in Uganda aangemeld is. Die huidige uitbreking word veroorsaak deur die Ebola-stam waarvoor daar nog geen goedgekeurde enstowwe bestaan nie. Gesondheidsowerhede en internasionale organisasies doen 'n beroep op die wêreldgemeenskap om dringend meer hulpbronne beskikbaar te stel om die uitbreking te help bekamp voordat dit verder gaan versprei. Daar is nuwe hoop vir die Suid-Afrikaanse vrou Ashley Oosthuizen nadat haar tronkstraf in Thailand weer verminder is deur 'n koninklike kwytskelding wat ter viering van die Thaise koningin se verjaarsdag toegestaan is. Oosthuizen wat in 2020 gearresteer is op dwelmverwante aanklagtes, se vonnis het vroeër vanjaar reeds aansienlik verminder nadat die aanklag van internasionale dwelmsmokkelary na besit verander is. Haar straf is toe van 33 jaar en 4 maande na 13 jaar en 4 maande verminder. Volgens haar ma, Lynn Blighnout, het die 2026 koninklike kwytskelding Ashley se vonnis met nog 'n jaar en 7 maande verkort. Haar totale vonnis staan nou op 9 jaar en 11 maande. Nadat die tyd wat sy reeds uitgedien het afgetrek is, het sy ongeveer 4 jaar en 3 maande van haar vonnis oor. Daar is ook 'n moontlikheid dat sy in die toekoms van elektroniese monitering of vroeë vrylating oorweeg kan word indien sy die vereistes van die Thaise korrektiewe stelsels voldoen het. Haar familie sê hulle bly hoopvol dat Ashley binne die volgende paar jaar na Suid-Afrika sal kan terugkeer. Die staat van Hormuz sal na verwagting Vrydag weer vir internasionale verkeer oopgestel word nadat die Verenigde State en Iran 'n voorlopige vredesooreenkoms bereik het. Die formele ondertekening van die ooreenkoms vind Vrydag in Switserland plaas. Die ooreenkoms maak voorsiening vir die heropening van die strategiese belangrike seeroete en die opheffing van sekere maritieme beperkings. Die ontwikkeling word wêreldwyd verwelkom,
aangesien dit die vloei van olie en ander handelsgoedere deur die Persiese Golf behoort te verbeter. Die Weskaap ondervind tans ernstige DNS-agterstande wat die ondersoek van misdade kan vertraag. Forensiese laboratoriums sukkel om die groot aantal DNS-monsters betyds te verwerk, wat beteken dat belangrike bewyse langer neem om beskikbaar te word vir ondersoekers en die aanklaers. Die agterstand raak veral ernstige misdade soos moord, verkrachting en gewapende roof, waar DNS-bewyse dikwels 'n sleutelrol speel om verdagtes aan misdaadtonele verbind. Regskennis waarsku dat lang wagtye die afhandeling van sake kan vertraag en in sommige gevalle die verloop van geregtigheid kan beïnvloed. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens en forensiese dienste werk na bewering daaraan om die agterstand te verminder deur kapasiteit by laboratoriums uit te brei en uitstaande monsters te verwerk. Gemeenskapsorganisasies het egter hulle kommer uitgespreek oor die impak wat die vertragings op slagoffers en hulle families kan hê. Owerhede het die publiek verseker dat pogings aangewend word om die situasie te verbeter en die wagtyd vir DNS-uitslae te kan verkort. Daar is goeie nuus vir Suid-Afrikaanse motoriste, aangesien 'n moontlike verlaging in petrol- en dieselpryse in die vooruitsig gestel word. Dit volg nadat verbruikers die afgelope paar maande gebuk gegaan het onder hoë brandstofpryse wat druk op huishoudelike begrotings en vervoerkostes geplaas het. Die verwagte verligting word toegeskryf aan gunstiger internasionale oliepryse en die relatiewe stabiliteit van die rand teenoor Amerikaanse dollar. Hierdie faktore speel 'n belangrike rol in die bepaling van plaaslike brandstofpryse. Hoewel die finale aanpassing eers aan die einde van die maand deur die Departement van Minerale Hulpbronne bevestig word, dui vroeë aanduidings daarop dat beide petrol- en dieselgebruikers 'n afname in pryse kan sien. Die ekonomiese ontleeders sê enige verlaging sal welkom wees, aangesien dit nie net motoriste bevoordeel nie, maar ook kan help om die koste van vervoer van sekere goedere te verminder. Suid-Afrikaners sal die amptelike aankondiging met belangstelling afwag in die hoop dat die druk op hoë brandstofkostes binnekort iets wat verlig sal word. Die nuwe stelsel is bekendgestel wat inwoners die geleentheid bied om aansoeke te doen vir mynbouregte vir minerale soos koper, kalksteen en ander natuurlike hulpbronne. Die stelsel is daarop gemik om die aansoekproses meer deursigtig, doeltreffend en toeganklik te maak. Volgens owerhede sal die platform dit makliker maak vir individue en maatskappye om beskikbare mynbougebiede te identifiseer, aansoeke in te dien en die vordering van aansoeke te monitor. Daar word gehoop dat die nuwe stelsel belegtings in mynbousektore sal aanmoedig en ekonomiese groei sal bevorder. Belanghebbendes en die bedryf het die bekendstelling verwelkom, maar beklemtoon dat die sukses van die stelsel sal afhang van doeltreffende administrasie en die spoed waarmee aansoeke verwerk word. Die Departement van Minerale en Petroleumbronne sê die nuwe proses sal ook help om korrupsie te bekamp en groter vertroue in die toekenning van mynbouregte te skep. Inwoners wat belangstel om vir mynbouregte aansoek te doen, word aangemoedig om die vereistes noukeurig te bestudeer voordat hulle aansoeke sal indien. Die voormalige Springbok agterspeler Warwick Geland en die Skotse vleuel Duane van der Merwe gaan Saterdag vir die Barbarians uitdraf wanneer hulle die Springbokke in Kibera gaan pak. Van der Merwe was een van die eerste spelers wat vir die uitnodigingsspan bevestig is, terwyl Geland onlangs by die groep aangesluit het. Geland wat tans vir die Stormers speel, sê dis 'n besondere voorreg om die beroemde swart en wit trui van die Barbarians te dra. Hy sal teen verskeie van sy voormalige en huidige Springbok spanmaats te staan kom wanneer die wedstryd by die Nelson Mandela Stadion gaan plaasvind. Van der Merwe, Suid-Afrikaans gebore, maar nou 'n ster vir Skotland, sal saam met ander internasionale spelers soos TJ Perenara en Andrew Callaway die Barbarians aanslag lei. Die eindstryd, waarin die Blaubulle betrokke is, beloof om 'n opwindende rugby skouspel vir ondersteuners te wees. Die Pretoria span het hierdie seisoen gewys dat hy oor diepte, ervaring en veggees beskik en sal vol selfvertroue die groot wedstryd aanpak. Volgens hoofafrigter Johan Ackerman lê een van die Bulle se grootste sterkpunte in hulle skramwerk. Ackerman glo die span se vermoë om oorheersing in die vaste fasette te verkry 'n belangrike rol in die uitslag van die wedstryd sal speel. Die Bulle se voorspelers het reeds hierdie seisoen hulle stempel afgedruk met kragtige skramwerk en fisieke spel wat hulle gereeld die geleentheid gee om druk op teenstanders uit te oefen en goeie aanvalsplatforms te skep. Ondersteuners kan dus uitsien na harde en kompeterende wedstryd met die Bulle wat sal probeer om hulle voorlandse oorheersing te gebruik om die oorhand te kry. Die eindstryd behoort rugby van die hoogste gehalte op te lewe en kan tot die laaste minuut baie spannend vol wees. 2 internasionale rugbytoetse tussen die Suid-Afrikaanse vrouespan en Ierland se gedurende Oktober 2026 op die Athletic Stadion in Kaapstad gespeel word. Hierdie wedstryde vorm deel van die dames Springbokke se voorbereiding vir toekomstige internasionale uitdagings en bied die spanne geleentheid om hulle vordering teen sterk opposisie te meet. Volgens die afrigter Swys de Bruin is die span reeds hard besig met hulle voorbereidings. Hy sê die afrigtingsspan fokus tans om op die beste kombinasies te identifiseer en spelers die geleentheid te gee om hulle self op internasionale vlakke te bewys.
De Bruin beklemtoon dat die wedstryde teen Ierland waardevolle blootstelling aan die spelers kan bied en dat die span daarop ingestel is om hulle spel in alle fasette te kan verbeter. Die afrigtingspan monitor ook die spelers se vorm noukeurig terwyl hulle die ideale wedstrydgroep sal saamstel. Rugby-ondersteuners in Kaapstad kan uitsien na 2 opwindende toetse wanneer die dames Springbokke in Ierland in Oktober op die Athlone Stadion gekragte meet. Die wedstryde behoort 'n belangrike aanduiding te gee van hoe die vordering van die Suid-Afrikaanse vrouespan onder De Bruin se leiding gemaak is. Die Suid-Afrikaanse nasionale sokkerspan Bafana om môre teen die nasionale span van die Tsjechiese Republiek te staan in hulle tweede groep A wedstryd van die 2026 Wêreldbeker. Bafana sal gretig wees om terug te bons nadat hulle openingswedstryd met 2-0 teen Mexico verloor het. Die nederlaag plaas ekstra druk op die Suid-Afrikaners om 'n goeie uitslag teen Tsjechië te behaal indien hulle kanse wil behou om na die uitloopfases deur te dring. Tsjechië het op hulle beurt op hulle eerste wedstryd teen Suid-Korea ook verloor en sal ook desperaat wees vir enige punte. Dit beteken ondersteuners kan uitsien na 'n oop en aanvallende wedstryd tussen twee spanne wat nie kan bekostig om weer te verloor nie. Die Suid-Afrikaanse afrigtingspan het die afgelope paar dae gefokus op die span se afronding voor die doellok en die verdedigende organisasie. Oorwinning sal Bafana se veldtog weer op koers plaas voor hulle laaste groepwedstryd. Alle oë sal dus môre op Bafana wees wanneer hulle probeer om hulle eerste punte van hierdie toernooi in te samel teen 'n vasberade Tsjechiese span. Die Vrystaatse netbalspan is as 'n nuwe nasionale netbalkampioene bekroon nadat hulle die Golden Fireballs in die eindstryd oortuigend gewen het. Die Vrystaaters het van die begin af hulle stempel op hierdie wedstryd afgedruk en uitstekende verdediging en akkuraatheid voor die pale gedoen. Hulle het uiteindelik met 46 teenoor 32 gewen om die titel in te palm. Die oorwinning beklemtoon die groei en sterkte van netbal in die Vrystaat met die span wat deur die toernooi konsekwent sterke vertonings gelewer het. Hulle verdediging het die Fireballs onder groot druk gehou terwyl die aanvallers hul kanse goed benut het om hulle voorsprong deurgangs te vergroot. Spelers en afrigters het na die wedstryd hulle vreugde uitgespreek oor die prestasie en die harde werk wat deur die seisoen ingesit is. Die titel is 'n beloning vir maande se voorbereiding en toewyding. Die 46-32 oorwinning sal lank onthou word as een van die Vrystaatspan se beste vertonings en bevestig hulle status as die voorste netbalspan in hierdie land. Die kragmeting tussen die Springbokke en die Barbarians skop Saterdag om 1500 uur in Kibera af en beloof 'n opwindende rugby skouspel te wees. Die Springbok afrigter Rassie Erasmus het verskeie ervare spelers ingesluit wat reeds op internasionale vlak vir die Bokke uitgedraf het. Die doel is om gevestigde kombinasies verder te slyp en seker te maak dat die span goed voorbereid is vir die komende toetswedstryde. Erasmus het aangedui dat die wedstryd 'n belangrike geleentheid bied om spelers in verskillende kombinasies te beoordeel en wedstrydfiksheid op te bou. Hoewel die uitslag belangrik is, sal die afrigtingspan veral fokus op die uitvoering van spelpatrone en die ontwikkeling en samewerking tussen die spelers. Met die internasionale seisoen wat voorlê, sal Erasmus hoop dat sy span die nodige ritme en selfvertroue uit hierdie wedstryd kan put voordat die toetsprogram in alle erns sal begin. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1325, Polokwane 821, Lephalale 1024, Mbombela 1024, Mahikeng 921, Pretoria 1021, Johannesburg 1019, Ermelo 519, Kalahari 1526, Gaborone 1023, Richards Bay 1625, Pietermaritzburg 922, Durban 1623, Port St Johns 1122, Pongola 1425, Maputo 1728, Bethlehem 416, Bloemfontein 818, Allewal Noord 718, Welkom 919, Vryburg 922, Kimberley 1021, Appington 1325, Prieska 1123, Springbok 925, Karasburg 1125, Keetmanshoop 1023, Mariental 921, Alexander Bay 1018, Brandvlei 1123, Loederits Bay 1018, Kaapstad 1219, Sutherland 718, George 1020, Jeffreys Bay 1019, Kibera 29, Graafrenet 618, Kapogalas 1317, De Aar 919, Multino 515, Beaufort West 819, Oos-London 921, Mabalane 1929. 'n verkorte weerberig vir vandag.
Gauteng, sonnig en koel tot matig warm. Vrystaat, 'n koue oggend, later sonnig en aangenaam. Noordwes, mooi weer met gedeeltelike wolke. Limpopo, gedeeltelik bewolk en warm in plekke. Mpumalanga, oggendmis is moontlik, later gedeeltelik bewolk. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met enkele ligte buie in die noordooste. Oos-Kaap, koel tot matig warm en meestal mooi weer. Wes-Kaap, koel met bewolkte toestande en moontlike ligte reën langs die Suidweskus. Noord-Kaap, sonnig en koel tot matig warm. Landwyd, winterweer duur voort met koue oggende oor die binneland en meestal droë toestande oor die grootste deel van die land. Die markaanwyser vir die dag lyk as volg. Die rand verhandel teen R16.20 teenoor Amerikaanse dollar. 'n pond kos R21.72. 'n euro verhandel teen R18.78. Die Australiese dollar kos R11.44. 'n yen kos 10 sent. Die hulpbronne: platinum kos $1,814. Palladium kos $1,365. Goud se prys is $4,339. Silwer kos $70.41. Brent olie per vat is $83.17. Ons gedagte vir die dag: moenie vandag bekommerd wees oor hoe ver jy nog moet gaan nie. Fokus eerder op die volgende stap wat jy moet neem. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.